Baie welkom by hierdie week se Kaap vol hoop hier by die bekende Windmeelkelder net so buite die Parel in die Bolandse wynstreek. Hierdie bekende kelder is so reg langs die R44 geleë en op 'n mooi herfsdag soos hierdie is dit 'n gewilde plek vir Kaapenaars en toeriste. In hierdie week se program gaan ek die lekkerste Chenin Blanc en Pinotage proe en dit is saam met een van Windmeel se wynmakers en dan gaan ek ook bietjie saam kuier by die maandelikse plaasmark wat al vir 15 jaar elke eerste Saterdag van die maand by die kelder aangebied word. Ons gesels hierdie week met die bestuurder en keldermeester Dani Maree wat ons meer van die geskiedenis van Windmeelkelder vertel en wynmaker Jenna Higgins stel my voor aan al twee vlaskipwyne, die Chenin Blanc Reserve en die Pinotage Reserve en ek kry 'n kans om albei sommer so in die kelder te proe. Die maandelikse plaasmark is ook altyd baie gewild en ek ontmoet vir Rolien Schaaf en ons gesels oor stroopsoet lekkernye en ook die mooi van die Kaap. En dan vertel Albertus de Wet ons meer van al die kreatiewe braaitoerusting wat hy ook by die Windmeel plaasmark te koop aanbied. Maar eerstens gesels ek met keldermeester Dani Maree. Dani, lekker om hier by julle te kuier. Altyd 'n voorreg en altyd 'n hoogtepunt as mens in die kelder kan gesels. Dis wat ons moet doen. Die agter ons is rondom ons is nou al die alles, maar eerstens dankie vir jou tyd en Windmeel, hy het 'n trotse geskiedenis, nee, hy kom al 'n tydjie. Arie, ja, ons kan teruggaan na 1944 toe die kelder gestig is. Ja. En die eerste oes is ingeneem in 1946. Ja. So dis waar alles begin het en dan ook 'n baie interessante stukkie geskiedenis is dat die kelder oorspronklik gestig is met die doel om 'n gedeelte van tafeldrywe te verwerk. Ja. En dit is nou maar die gedeelte wat nou nie gepak word dan met sy vir uitvoer of vir plaaslike gebruik nie en dan is daar 'n rabat van gemaak en ook distilleerwyn wat mos daar dan nou die basis is van brandewyn. Ja, So dit is waar alles begin het. Ja. En toe hier in 1964 is die kelder se direksie nie verkies en toe is dit wyndryfprodusente gewees wat dan toe in beheer gekom het en daarna het die kelder dan nou baie sterk gefokus op die produksie van wyndrywe. En dit is waar dit alles vandaan kom tot vandag toe wat ons dan nou as jy nou kyk na 2025 het ons baie naby aan 16,000 ton gepars, waarvan die helfte wit is en die helfte is rooi. So dis dis 'n groot volume. En as harde werk en ek ryk nog mens ryk die wyn is natuurlik ons is in 'n kelder en die koestyd was nou so 'n tydjie terug gewees, maar die wyne moet nou begin vorm net. Dis nou sy tyd. Ons het vir jaar die 23ste Januarie het ons begin om die eerste druiwe in te neem. Dit is nou nog kort, dit is nou nog vars in die geheue as ek dit so kan stel. Ja. En maar dit is 'n baie belovende oesjaar. Okay. Ja, werklik jy sal seker natuurlik nou lees daaroor, jy sal dit nog verder hoor dat 2025 het definitief uitstaan as een van die besonderse jaar. Goeie kwaliteit druiwe, goeie ontledings, goeie vrug. Regtig waar mooi kleure op rooi. So kan 'n mens opnoem. So dis werklik dis 'n die wyne lyk baie belovend. Ja, 'n nuwe begin amper nee. Jy moet 100% kyk wat natuur vir jou bied, maar dit kan jy eintlik nie beheer nie. Jy het mates van beheer wat jy kan toepas, maar 'n groot mate van die hitte en die reën en min reën, baie reën, daardie tipe dinge kan jy nie beheer nie. Ek dink dit is wat wynmaak so interessant maak. Dit is nie net 'n resep wat jy volg nie. Jy is definitief moet jy van jaar tot jaar aanpassings maak en afhangende nou soos jy genoem het wat was die klimaat, wat was die weeromstandighede en dit alles speel 'n baie groot rol in die hele proses. So ja, nee, definitief, maar soos ek nou net reeds genoem het 2025 het regtig baie mooi geloop sover. Ja. Vandag is ook spesiaal Dani, dit is altyd lekker as jy 'n markie is. En jy is bekend daarvoor. Ek was al 'n paar keer hier gewees en dit is 'n trotse geskiedenis van die markie ook, maar dit is hier's 'n klomp uitstallers, hier's 'n klomp mense wat 'n draai kom maak en ek is seker hier's 'n klomp mense wat vir 'n tweede, 10de en 20ste keer al kom. Maar dit is lekker, die markie het 'n groot geskiedenis ook. Arie, ja, die mark is dit was Oktober maand verlede jaar, was dit 15 jaar terug wat ons die mark begin het. So en ons is nog altyd dankbaar dat ons dit wel gedoen het. Op daai stadium as ek nou dink waar dit begin het en ons het ook die uitstallers individueel genader. Ons het hulle soos jy in Engels sal sê, ons het alles gehandpick en ons het
ons loop 'n lang pad met hulle, hier's van hulle wat van die eerste dag af hier is en wat nou nog hier is. So ja, dit het baie mooi gegroei en dit is 'n gevestigde geleentheid. Dit is elke eerste Saterdag van die maand met die uitsondering van Januarie, dan is almal mos by die see en uitstallers is daar en die mense wat dit bywoon. So ons het dit in die beginjare gedoen, maar toe het ons dit van Februarie af en ja, dit is soos ek sê, dit is 'n baie suksesvolle geleentheid vir ons en ook vir die uitstallers. Ek sê altyd vir hulle ook, hulle moet dit gebruik as 'n geleentheid om hulle produkte bemark, nie net die verkope van die dag nie. En dit is eintlik maar waar Windmeel se gedagte en die Windmeel Kelder se idee van die mark ook vandaan gekom het. Dit is om mense bekend te stel aan die Kelder se wyn, om dit te koop, om huis toe te neem en ook te drink die dag, te proe, hoe smaak dit en so aan. So nee, dis 'n besondere geleentheid wat nou baie mooi ontwikkel het oor die 15 jaar. Ja. Welkom terug by Kaap vol Hoop waar ons by die Windmeel Kelder net so buite die Parel kuier en Windmeel het 'n trotse geskiedenis van topklas wyne. En ek gesels verder met keldermeester Dani Maree. Ons het die afgelope klompie jare baie sterk gefokus op Pinotage aan die rooi en dan op Chenin Blanc, want dit is die twee cultivars wat werklik uitsonderlik presteer in ons streek, veral in hierdie gedeelte van die Parel ook. Ek dink ons doen besonder goed daarmee. Ons het ook baie goed gevaar daarmee by die Absa Top 10 kompetisies van Pinotage die afgelope klompie jare, ook by 'n paar geleenthede met Chenin. So ja, dit is die twee cultivars waarop ons fokus en dit aard net hierso, dit aard net besonder. Julle wynmakers sê wat hulle lekker lang pad stap. Julle het meer as een wynmaker, maar dit is belangrik dat dit mense is wat ook die wyn ken en wat ook 'n klomp jare al betrokke is. Ja, ek dink daai is baie belangrike punt wat jy aanraak. Die span, die produksiespan is baie belangrik en ons is ook 'n voltydse wingerdboukundige in Anton Laas wat ook al 'n hele klompie jare hier by ons is. Ek dink hy 17 jaar wat hy al met ons produsente werk en hulle ken hom goed en daar's goeie kommunikasie. So ek dink dis waar alles begin. Dan Abraham is ons senior wynmaker wat ook nou al vir 10 jaar plus hier by ons is en Abraham ook al baie lekker ingesettel by Windmeel en dan Jenna onlangs aangesluit as wynmaker en ons ook baie opgewonde oor haar die feit dat sy deel geword het van die span. So hierdie met so ons het net begin 'n bietjie gepraat oor groot volume en as 'n mens groot volume baie fyn wil hanteer en baie moeite doen daarmee, dan het jy toegewyde mense nodig om wel te fokus daarop en so aan en dan kan jy suksesvol wees, ja. Ja, lekker om te hoor as 'n sterk span, want dit is belangrik en mense ons die verbruiker kry weer die voordeel daar uit die briljante produk. Ek dink ek moet so 1 of 2 gaan proe. As jy miskien kan voorstel, miskien 'n wittetjie en 'n rooitjie, miskien moet ek met een van die wynmakers gesels. Ja, ek dink jy sal definitief 'n fout maak as jy dan so 1 of 2 van die wyne, 2 ten minste daarom proe nie en ek sal voorstel dat dit wel moet Pinotage wees. Ja. En dan ook Chenin. Chenin kan nou 'n gewone die vrugtige een wees of dit kan die gehoute een wees. So as kyk maar wat Jenna vir jou aanbied, sy gaan vir haar vra om vir jou so 'n bietjie die twee wyne te wys en dan kan julle lekker daaroor gesels en sy kan jou ook nog 'n bietjie meer agtergrond gee oor die hele proses en alles wat daarmee saamgegaan het. Absoluut, dit sal 'n voorreg wees. Ja, dankie Dani en dis nou tyd om darm 'n wyn of 2 te proe. En ek ontmoet wynmaker Jenna Higgins in die kelder so tussen al die wynvate. Dankie dat jy saamgesels. Eerstens is lekker vir jou seker 'n voorreg om by Windmeel betrokke te wees. Ja, dit is 'n baie lekker plek om te kan werk. Almal is soos familie hierso. Ek was nog nooit so gelukkig op 'n plek gewees hier, by 'n werksplek gewees het. So ja, dis 'n absolute voorreg om met sulke mooi druiwe en wyne ook te kan werk. Die jaar was amazing geweest. Ek is baie opgewonde om hierdie wyne nou te proe. Maar jou liefde vir wyn maak, waar kom dit vandaan? Van my ma af. Okay. My ma was altyd baie lief vir wyn geweest en van kleins af het my ma vir my gesê ek is te aandag afleibaar om heeldag in 'n lab te wil gaan sit want ek wou eers biochemie gaan swat het. Toe sê sy vir my gaan job shadow 'n bietjie in die bedryf, gaan spandeer 'n bietjie tyd saam met
klomp wynmakers en wingerdboukundiges en ek was 17 jaar oud toe ek eers in 'n kelder ingestap het en dit was in Durbanville gewees. Ja. En ek was heeltemal verlief op die hele proses van dag 1 af en toe het ek gaan swat op Stellenbosch en my liefde vir die wyn het daarvan af maar net gegroei. Ja. Ek is nog steeds, ek leer iets nuuts elke dag, elke pars. Dit is amazing. Dit hou jou regtig op jou tone. Heerlik en dit is dan 'n voorreg om by soos 'n keller soos Windmeel betrokke te wees want dis mense wat hulle lank tyd hier is ook en dit is goeie mense. Met Daniel en almal en die ander wynmakers om wie werk, Abraham ook en dis topklas mense, maar mens leer by hulle baie. Dis amper mentors. Hulle is definitief mentors. Dis juist hoekom ek hierso is. Ek het was altyd my doelwit in my loopbaan om so meer as moontlik te kan leer en ek dink hulle is regtig van die 2 beste mense in die bedryf om by by wie ek wyn kan leer en wyn maak kan verbeter en nuwe tegnieke kan leer en hulle is al baie lank in die bedryf so. Windmeel het briljante wyne en ons het vroeër gepraat toe noem ek die een van julle wyne wat my ultimate gunsteling wyn is en toe klink dit vir my dit is een van jou gunsteling wyne ook. Dit is so ek is baie trots dat ek kan sê ek en 'n wynmaker het saamgestem oor 'n smaak. Ek is lief vir 'n Parel fermented en dis juist hierdie Windmeel. Dis 'n goeie produk en wat maak hom so uniek? Eerstens, want ek het hom nog geniet as 'n verbruiker, maar jy ken sy samestelling bietjie beter. So hierdie wyn kom van bosstokke af, wat Roeland is. Dit is Old Vine certified, so ons is deel van die Shannon Old Vine Project in South Africa. En die wingerd is 51 jaar oud, so dis meer as half a century. Dit bosstokke, as ek van bosstok praat, almal dink is so klein dingetjie. Daai bosstokke is amper so groot as wat ek is. Dis baie hoog. Dit lyk amper soos 'n woud as jy in sulke ou wingerd instap. En die manier op hoe hierdie wyn gemaak is ook uniek, want ons glo hierso die terroir moet deurkom. So ons wil nie te veel kern aan die vrug wat die druiwe vir ons gee nie. Ons werk saam met die vrug. En die tipe hout wat ons gebruik en die hele proses wat ons volg, deur daai proses wil ons regtig net die vrug en die oorsprong van die druiwe beklemtoon. Absoluut. So hy is regtig 'n parel Shannon. Hy's 'n prima Shannon vir my en dit is Windmeel se Shannon Blanc Reserve. Wat lekker is van ons streek is Parel het baie berge en as gevolg daarvan jy kry baie koeler aande en baie warmer dae. En in die rypwordingsproses jy soek dit eintlik want dit is actually wat vir jou al daai vrug en balans in die wyn inbring en in die druiwe inbring. Jy kry baie vanillegeure wat deurkom van die Franse eikhout wat ons gebruik, maar nie so baie dat jy nie al daai vrug kan kry nie. Ons baie appelkosies en perskes wat hierso deurkom. En jy kry baie van daai steenvrug eienskappe. Die suur is ook baie mooi in balans. En jy sal sien ons gebruik bietjie ouer vate. Daar is 1 of 2 nuwe vate hierso, maar weer eens dit is om die vrug in die wyn te beklemtoon. Ons wil nie die vrug wegsteek met te veel hout nie. Ons is terug by hierdie week se Kaap vol hoop hier by die Windmeelkelder in die pragtige Bolandse wynstreek naby die Parel en Wellington. Nou ek gesels verder met wynmaker Jenna Higgins en sy wys vir my die vate waar die Shannon Blanc Reserve wyne verouder en dan proe ons ook die Pinotage Reserve rooiwyn. Jenna, hier is ons nou by die vate. So dit is die regte egte vate waar die wyne van gemaak word, maar jy het nou sommer jy sê mense kan dit selfs proe ook. Yes, en ons gaan 'n wyndief gebruik. Ons noem hom 'n wyndief want as jy hom so indruk. Hy steel die wyn uit vroeër nog voor hy gebottel is. Yes, presies. So dit is die 2025 Shannon Reserve. Hierdie wyn is nog baie jonk. Wow. Maar dis maar net 'n voorsmaakie van Maar hy word nou later vanjaar gebottel as die 2025 Reserve en die potensiaal is daar dat hy een van die beter dalk kan wees. Ons hoop so, ja. Cheers. So gaan hy baie naby wees aan hoe hy moet smaak in die einde. Het hy nou so klein bietjie
rustyd nodig. Hy het baie nog lekker so, geur. ja, hy het nog so klein bietjie rustyd nodig. So hy lê op sy gismoer. En die gismoer laat manneproteïene vry in die wyn en dit laat die wyn baie sagter voorkom. So hy moet nog bietjie lê, bietjie van daai proteïene. Ons noem dit as 'n wyn lank moet lê en as jy verskillende komponente bysit, dat die wyn nog moet trou. Okay, so daar's nog so klein bietjie van 'n bekleierery tussen die komponente. Hy moet nou eers trou en eers rustig raak. So hy moet nou eers bietjie lê en dan na 'n paar maande, kom ons sê so 10 tot 12 maande, ons haal hom uit die vate uit en dan gaan dit in 'n tank in en dan rus dit weer so klein bietjie in die tank in. So dis amper na die honeymoon phase. En dan gaan dit bottel toe. Wow, ek kan hom nou al, jy kan nou vir my liters hiervan gee. Dis briljant en wel gedaan. Jou hand is ook hier in en dit is 'n trotse produk. Dankie. Ja, dis nou 'n unieke bederf om die 2025 Chenin Blanc Reserve sommer so uit die wynvat te kan proe. Dit is 'n kampioenwyn wat daar op pad is en kyk maar uit vir hom. Het tyd om ook nou die Pinotage Reserve rooiwyn te proe. Rooi, julle is ook net dit nie altyd briljante rooiwyn hè. En dis die lekkerste mens bied vir die sê maar die besoeker hierso verskeie opsies. Yes, en Windmill is juist bekend vir sy Pinotage. Ons is nou al 'n paar jaar in die absolute top 10 vir Pinotage. En die Pinotage Reserve is Abraham, ons rooiwynmaker se babatjie. So ons gaan hom nou proe en ek hoop jy gaan hom geniet. Ja, nee verseker en wat sal hom tipies maak? Ek gaan swank 'n slukkie vat en dan kan jy vir my vertel waarna ek kan uitkyk en wat hom uniek maak. So hierdie wyn het vir my tannine wat amper so suide is. Dit is super sag. Wow, baie approachable, baie user friendly. Maar daar is tog diepte daarso en baie lengte. So jy sal baie moerbeye op hierdie wyn kry, baie aardbeie en dan so klein bietjie van jou donker sjokolade eienskappe. En ek dink daai rooi bessie eienskappe is maar tipies van Pinotage. Ja, hy's sag. Ek wil sê en saam met die Chenin Reserve en hierdie Pinotage, hoef mense in die Kaap eintlik nie vreeslik meer wynopsies op jou rakke te hê nie. Hierdie is absoluut briljant. Ek het nou lanklaas een geproe wat so en hy sag is eintlik die woord nie. Hy's ietsie in hom. En julle het baie mense wat hiernatoe kom met die keller en hier kom wyn koop. Proe hulle ook, jy het 'n wynproe. As jy weer se draai kom maak en ry af op vakansie hou, kan jy inkom en hulle kan jou ontmoet ook eintlik. Jy kan vertel wat die wynopsies is. So ons het 'n gewone reeks wat die Windmill reeks is, wat bietjie meer van die entry level reeks is. Met baie meer fruit forward en easy drinking wyne en dan het ons die reserve reeks wat bietjie voller is, bietjie meer van 'n kom ons sê jy sit 'n lamsbout op die tafel tipe wyn. Absoluut, ja. En dan het ons ook die Legend reeks. So ons het 'n Pinotage in daai reeks en ons het 'n versnit in daai reeks. So dit is maar die Legend is maar om bietjie van 'n ek gaan dit nou in Engels sê. It's to pay homage to all of the fantastic rugby players that came out of the Boland region. En die wyne is regtig spesiaal. Ongelukkig is hulle nou heeltemal uitverkoop op die oomblik, maar ons beoog om oor die volgende paar jaar dalk weer bietjie van daai wyn te maak en vry te stel. Ja. Nee, absoluut. Ek het so lekker hier by julle gekuier. Ek dink mense kan ook in die agtergrond hoor hier so 'n bietjie musiek wat speel ook en dit is die markie wat aan die gang is. Hier's briljante kosse, lekker uitstallers en lekker wyn. Maar so jy sê net maar weerskindlik maklik kry as hulle in die Kaap kom kuier, ry net Wellington toe, dis reg langs die pad, sien jy Windmill en draai in en kom proe hierdie briljante wyne. En julle veral hierdie 2025 as hulle einde van die jaar kom, dan kan hulle seker die 2025 Chenin Blanc Reserve al kry. Hulle sal die 2024 kan kry. 24. Yes, ja. Die 25 gaan nog bietjie rus in die vate en dan gaan ons volgende jaar in, kom ons sê Februarie, Maart in Pars, die wyn uit die vate uittap en die nuwe oesjaar se wyn weer terug in die vate in. En dan sal ons oor 'n paar maande dit in die bottel sit. Maar dankie. Jenna, is so lekker om saam met jou te kuier. Dit is 'n voorreg, lekker om jou passie te sien vir die wyne eerstens en julle het briljante produkte en ek kan al die Namibiërs ten sterkste aanraai. Kom maak asseblief 'n draai by Windmill. Sal nie spyt wees nie, maar dankie vir jou tyd. Cheers. Welkom terug by Kaapvol Hoop hier by die Windmill Wynkelder se plaasmark.
Die mark is die eerste Saterdag van elke maand en behalwe topklas windmeelwyne kan besoekers ook 'n verskeidenheid stalletjies besoek en ook heerlike tradisionele Kaapse kos geniet. Ek gesels met Rolien Skaaf wat ons voorstel aan na heerlike stroopsoetprodukte. Altyd lekker by 'n markie, een van my gunsteling plekke ooit. En jy het briljante produkte, maar eerstens die by Windmeel se markie, dis 'n spesiale markie nê, in die hartjie van die Boland. Ja, dis baie lekker. Ek dink wat hom baie lekker maak is die feit dat dit 'n platteland georiënteer is. Dit is nie 'n tipiese stadsmark nie. So En jy begin in die Boland ook. Jy ken die Boland, jy ken die Kaap, jy is Stellenbosch, maar jy ken ook Namibië, jy ken Windhoek. Mense sê hy herinner jou so 'n bietjie van die markies in die Kaap, ag in Windhoek. Ek het in Windhoek by die Windhoek se boeremark was ek betrokke geweest en dit is my baie dieselfde atmosfeer, so op 'n kleiner skaal, maar dit is baie dieselfde vibe. Jy weet, so dis regtig lekker. Gesellig, warm, nie te opgesmuk nie, net lekker plattelandse mense. Okay, dis lekker. Ja. Kry ook baie verbintenisse tussen die Boland en Windhoek of Namibië. Ja. En baie mense wat hier kom kuier natuurlik, veral in die tyd van die jaar. Definitief. Vakansietyd en dan kom jy uit en wyn ook. Het jy 'n palet vir 'n wyn? Ek is baie lief vir 'n wyn. Ek het groot geword met 'n wyn. My pa het wynkelders ontwerp, so ek meen dit was in my bloed, wil ek sê. Ek het dit Hy's 'n landbouingenieur, so hy het baie van die hy was betrokke by hierdie kelder ook. Ja. Dis baie significant dat jy ook kan spesiaal. Dit is lekker. Al die briljante wyne. Ja. Hier in die Boland Rolien, as jy so rondry, dit maak dis mooi. Kyk, elke deel van die wêreld is mooi. Namibië is uniek mooi in alle komponente, maar hierdie berge en as ons kyk na die wingerde hier rondom, dit is so spesiaal. Dis pragtig. En nou met die herfsttyd dit is net so mooi, die verkleuring van alles en so. Dit is regtig, elke seisoen is baie mooi hierso. Ja, ek sê. Ons het jy het briljante produkte, maar Dankie. Stroopsoet. Ja. Dis die mooiste naam ooit. Ek kan nie jok nie, hulle is soet. Dit is stroopsoet. Ek het so twee van hulle hierso wat van my gunstelinge is. Is die dadelblokkies of die dadelballetjies hier in die kies? Dadelballetjies en dan natuurlik moet 'n mens koeksustertjie. Hy is dan altyd 'n wenner. Ja. En die mense geniet dit net. En dit is altyd net om so ietsie hê om aan te eet. Ja, nee. Ek het nou gedink mens moet so koeksuster en wine pairing op begin iewers, né? Dink ek moet na 'n landgoed toe gaan en dit gaan uitprobeer met 'n bietjie onderhandel. Dis ek by Windmeel sommer begin. Ja. Sê maar dan moet 'n rooi wyntjie of dis reg. Miskien 'n rooi wyntjie waarskynlik. Die witwyn is dalk dieselfde soet. Ja. Sal is soet maar. Maar so lekker om dit te gesels. Ja. En geniet die Kaap, die Kaapse draaie en laastens die program is Kaap vol hoop. Is die program se naam. Alles rondom mense. Soms sit mense opbrand en soms is hulle afbrand. Dis reg. Dit is maar die lewe. Dit is so, daar is nog baie hoop. Nee, daar's nog baie hoop en wat lekker is as mens hier ook kom by die mark is dat 'n mens ook met jou kliënte 'n bietjie kan gesels en die lekkerte van 'n goeie Saterdagoggend net kan beleef in mense se ontspanning en hulle vreugde. Jy weet so. Ja. Dankie vir jou. En stroopsoet, ek gaan nou verseker gaan ek jy gaan hom moet eet. Komplimenteer. Ek sal slank eksperimenteer. Probeer met die rooi wyn. Ja, dankie Rolien en jy het beslis die lekkerste bederfprodukte op jou stroopsoet tafel. Nog 'n uitstaller is Albertus de Wet wat al baie jare sy braai en staalprodukte uitstal. Hy vertel meer. Ja, ons is al ons derde jaar wat ons al hier betrokke is vir die mark. Ja, en ons is baie bly om hier in te gekom het. Jy het briljante produkte en miskien wys oor van wat jy het. Dit is stainless steel meestal, né? Die meeste van is stainless steel, ja. Hier is byvoorbeeld 'n blikhoender. Ons het sommer ysbak het ge-upcycle wat sommer nou die dop gaan raak wat jy bo sit, waar jy kolletjies so goed sommer gaan opsit en dan hy geloop gewoonlik so 2,5 ure, dan is hy gaar. Hierdie is 'n multi-stand wat vir sy rib, daai oortjies is vir sy rib stand. So jy kan rib stand daar braai. Jy kan gewoonweg plat braai met die adjustable hoogtes. En die voordeel daarvan is, hy kan nog opvou ook. En daar sê die baie produkte upcycle, soos daar byvoorbeeld in, dan het ek die gaatjies toegemaak en dan maak ek van hom ook 'n blikhoender soos hierdie ysbak gebruik het. En partykeer sal koop ek stukke afvalpyp en goed om te probeer om 'n goedkoper produk op die mark te sit.
vir almal wat hierso kom. Soos ja, dit maak dit baie goedkoper en dit nog steeds aantreklik. Dit lyk nog steeds soos 'n splinte nuwe ding as hy klaar is met hom. En daar's 'n groot verskeidenheid en mense kan lekker braai, alles wat jy by die braai kan doen. Ons het van 'n braaitang, kolekrappers, kolegrafies. Ons maak varkstertjies. Soos ja, pizza spane, driehoeke, daar's die multi-stands, kolemakers, kolebakkers, soos ons maak enigiets wat daar is. En Windmeel is 'n briljante plek, hè. Dis lekker, dit lekker wyn, maar is 'n briljante plek. Awesome plek, baie lekker mense en ons ontmoet elke keer baie lekker mense hierso en ons gesels elke keer met al ons kliënte en daar's baie kliënte wat vir jou vra, kan jy spesiale goed vir hulle maak en dan maak ons dit vir hulle. Soos ja, Windmeel, dit gaan nie altyd net oor die verkope hier nie, maar daar's altyd na verkope van Windmeel Keller af. Ja, dankie Albertus, en jou produkte sal enige braai komplementeer en dit was nou 'n topklas kuier by Windmeel Wyne. Kwaliteit mense met kwaliteit produkte. Beslis 'n wynkelder om te gaan besoek en kyk uit vir hy maandelikse plaasmark. Dis 'n spesiale kuierdag en tot volgende week. Groete uit die Kaap.